Graad 8, goeiemôre. Ek wil graag met julle praat oor direkte en indirekte. Dis waar ons vandag gaan praat. Ek seker julle het almal iewers in julle lewe gebruik of voorheen daarmee te doen gehad. Gaan net vinnig julle geheue verfris. Direkte woorde is die woorde wat by my mond uitkom. Soos Juffrou Heinz, ek is Juffrou Heinz. Ek sê iets en jy wat in die klas gesit en slaap het en nie na my geluister het nie, het nie gehoor wat ek gesê het nie, en dan tik jy jou vriend aan die sy en sê, hoorie, ekskuus, ek het nie gehoor wat Juffrou Heinz gesê het nie, kan jy asseblief vir my sê? En dan gebruik hulle my indirekte woorde. Hulle sê, Juffrou Heinz het gesê dat, bla 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 bla. Okay, so direkte woorde is die woorde wat ek sê, indirekte woorde is wanneer jy iemand anders se woorde herhaal. So, ek gaan gou vir julle 'n voorbeeld gee. In die Bybel sê Jesus, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Okay, en dan sê ek iemand, maar hoorie, wat het Jesus gesê? En dan sê hierdie seentjie vir ons, Jesus sê dat hy die weg en die waarheid en die lewe is. So ek gaan vir julle die formaat hierso verduidelik. Direkte woorde, weer eens soos ek gesê, dis iemand se woorde wat onmiddellik by sy mond uitkom. So, Johan sê, en dan sit ons so dubbelpunt en ons gebruik aanhalingstekens om sy woorde aan te haal wat hy sê. So, Johan sê, ek kan goed gitaar speel. Okay? Maar iemand het nie mooi geluister nie en nie gehoor wat Johan gesê het nie en sê, hoor hierso asseblief sê gou vir my, wat het Johan gesê? En die indirekte woorde is dan, Johan sê dat hy goed gitaar kan speel. Okay, ek gaan vir julle 'n paar algemene reëls verduidelik met die indirekte rede. Moenie die tydsvorm verander nie. Okay, dit is as jy in teenwoordige tyd praat, dan bly dit in die sin in teenwoordige tyd. As die sin in toekomende tyd is, hou die sin in toekomende tyd en as die sin in verlede tyd is, hou dit asseblief ook in verlede tyd. Voornaamwoorde verander wel. Soos jy hier kan sien, Johan sê ek kan goed gitaar speel en dit verander in 'n indirekte rede van ek na hy. Want dit is nie meer Johan se woorde nie, dit is nou sy woorde. En daarom verander dit van ek na hy. Dis hoe die voornaamwoorde in die indirekte rede verander. Moenie vraagtekens of uitroeptekens in die indirekte rede gebruik nie. Okay, so in direkte rede kan ek dalk sê, sjoe, maar dit is warm, of sjoe, maar die klas luister nie vir my nie, met 'n uitroepteken, of ek kan vra, hoekom luister julle nie vir my nie? Dit is direkte rede, en dan gebruik ek 'n vraagteken of 'n uitroepteken. Maar as iemand aan my, wat die juffrou is, se woorde herhaal, dan gebruik jy net 'n punt aan die einde. En dan laasens gaan ek sê, die werkwoord en die hulpwerkwoord gaan na die einde van die sin. So, Johan sê, ek kan goed gitaar speel, en dan die hulpwerkwoord kan, met indirekte rede gaan dan na die einde van die sin toe. Johan sê dat hy goed gitaar kan speel. Okay, en dan het ons die stelling versus 'n vraag. So wanneer ons 'n stelling gemaak word in direkte rede, gebruik ons dat in indirekte rede. En ek gaan nou vir julle 'n paar voorbeelde wys. Maar wanneer 'n vraag gevra word in direkte rede, gebruik ons of. So maak seker julle kan onderskeid tref tussen die twee. Wanneer 'n stelling gemaak word, sê ons dat. Wanneer dit 'n vraag is, gebruik ons of. So, kom ek wys julle gou met die stelling. Okay, hierdie seentjie sê, ek hou van leer. En ons sê, wat het hy gesê? Wat het die seentjie gesê? En die meisie herhaal sy woorde vir ons. Hy sê dat hy van leer hou. Okay, so ons kan sien, hou van is die werkwoord, dit skuif na die einde van die sin toe. Hy sê ek, sy sê hy sê dat. Okay, kan jy sien hoe dit verander? En die reëls, hoe die reëls by mekaar kom. Okay, kom ons kyk na die vraag. Die man vra vir sy hondjie, wil jy gaan stap? En die hondjie is baie opgewonde en hy sê, hy vra of ek wil gaan stap. En hierdie seentjie sê, ek kry vreeslik warm. Mens kan sien, dis 'n uitroepteken, want hy kry warm. Hy wil nie warm kry nie, en daarom is daar 'n uitroepteken. Kyk mooi, hoekom jy nie 'n uitroepteken nou nie.
Hy sê dat hy vreeslik warm kry. Want hierdie meisie kry nie warm nie, so dit is nie vir haar uitroepsin of 'n skreeusin nie, so sy herhaal bloot net sy woorde en daarom is daar 'n punt aan die einde. En laastens wil ek net iets sê, dit is belangrik om eerlik te wees oor wat ander gesê het. As Christene, maar net oor die algemeen, is dit altyd belangrik om eerlik te wees. So hierdie meisie sê, ek het sleg gedoen in my wiskundetoets, en ek vra vir die meisie met die pink strik in haar hare, wat het sy gesê? Ek het nie gehoor nie. En dan sê sy sê sy het haar, dat sy haar eksamen gedryf het. Okay? Dit is nie wat sy gesê het nie, en daarom is dit nie reg nie. Jy moet seker maak, as jy woorde in die indirekte rede oorskryf, moet dit korrek wees. Dit moet akkuraat wees en dit moet ooreenstem met dit wat die persoon gesê het. Goed, en hier is ons aan die einde van ons les. Baie dankie. Dankie dat julle hier was en dankie dat julle geluister het.